Ons gaan dan nou oor in 'n liedjie sing. Op bladsy 2 is al die woorde, so ons hoef nie sangboeke te hê nie. Lied 110 in ons boek, Jahwe is my herder. Ons vra dat almal uit hulle harte sal sing, want dit is 'n aanbieding wat jy en ek vir Vader bring op hierdie dag. En dit rig ons harte op. Dit bring lig in ons harte. Een, twee. Jahwe is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ja, my Heer, en groen my velde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep waar hy my lei. Baie diep waar hy my lei. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep waar hy my lei. Jahwe is my herder, niks sal my ontbreek nie. Laat my neerlê in groen by velde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep waar hy my lei. Baie diep waar hy my lei. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep waar hy my lei. Baie dankie. Ons maar weer sit. Soos ek in die inleiding soos wat ek in die inleiding genoem het, dat ons vandag hier vergader is by 'n plek wat werklik deur die Vader se toedoen en sy hand oor ons oor die afgelope meer as 25 jaar vir ons hiernatoe gebring het. Sal julle kan gaan kry in lesings wat ek in Oktober en November gegee het daaroor, het ek 'n breedvoerige agtergrond gegee van die Dogter van Sion gemeente as die skrifrestaureerders. En daarin is 'n geskiedenis vasgevat wat sekerlik nie in die geskiedenisboeke sal beland nie, maar dis 'n geskiedenis van die geestelike groei vanaf 1838 se gelofte, waar afgelê is dat ons vir hom 'n huis sou stig. Dit is later so verdraai dat daar 'n tempel gebou sou word en die arme boere daai tyd wat onder die invloed was van predikante wat later aan ingekom het, het toe 'n kerk gebou. En later in ons volk se geskiedenis, hier in die jaar 1938 rond, het die volk 'n monument gaan bou en toe gesê dat die gelofte is afgehandel. En hulle gaap elke 16 Desember die sonlig wat op die sarkofaag beland
en nou is dit die vervulling van die gelofte. Hoe kan dit die vervulling van die gelofte wees? Want die Vader sê duidelik, Joshua sê in die skrif, ek woon nie in geboue wat deur mense hande gemaak is nie. Net daai een stelling wat hy maak, is 'n ewige woord. En daarom is albei die stellings dat 'n kerk of dan 'n monument sy huis is foutief. En deur die jare heen het ons dit besef dat die huis is 'n volk. Die skrif praat van die huis van Jakob, die huis van Israel, die huis van Juda, Ruben, almal die huis van. Dan praat dit van 'n volk. En so is die huis van die boervolk, is 'n volk wat ons moet bymekaar bring. En dit is 'n geestelike huis. Want Joshua stel in niks anders belang nie. Hy kom en hy sê, julle lippegebede is vir my 'n gruwel. Ek wil hê dat julle my in gees en waarheid aanbid. En dit is wat ons moet doen. Ons moet 'n geestelike huis oprig in gees en waarheid. En dit is verwoord in 'n vers in 1 Petrus 2 vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n priesterdom van apartheid, om geestelike aanbiedinge te bring wat aan Elohim God welgevallig is deur Jahweh die gesalfde. Want ek kan my nou vra, maar hoe bou ek 'n geestelike huis? Dit klink so 'n spokerige besigheid. Nee, 'n geestelike huis is wat jy bou wanneer jy vanuit jou gees opereer. Ons bestaan uit 3 dinge: liggaam, siel en gees. En wanneer jy nog in die vlees is die aardse dinge belangrik. Dan begin jy vanuit jou siel leef. En jy wil nie meer voor Vader verkeerd leef nie. Jy maak jou verkeerde dinge reg en nou kom jy nader aan hom. Nou streef jou siel na die gees. Wat is die gees? Wie is die gees in jou? Dit is die oerdruppel van Vader se ongeskape gees. Wat geensins gebonde is aan tyd, materie of ruimte nie. En nou gaan jy, wanneer jy in jou gees leef, die derde vlak, is jy nie meer gebonde aan dinge van die aarde nie, alhoewel jy op aarde is. Ek goed die ding nou so. Hy het dit nie net nou gedoen. Kyk net dan. En dit maak nou dat ons wat streef om rein en skoon en voor Vader te kan kom en om een met hom te word, is dit ons strewe om so 'n geestelike volkshuis op te rig. Uit die aard van die saak moet jy eers jou innerlike huis self moet jy oprig. Wat beteken? Daar's net 2 voorwaardes. Wees lief vir Vader met jou hele hart, siel en verstand en vir jou naaste volksgenoot soos jouself. Dit is die 2 boustene. Nou om vir Vader lief te wees, gaan jy nou sorg dat jou tempel, jou innerlike wese skoon kom, dat dit nou rein, gewas, in 'n toestand sal wees waarin jy die Allerhoogste kan innooi om in jou huis met jou een te word. Dit is wat die eenwording beteken. En as jy dit reg gekry het, sal jy deur jou natuurlike drang ook jou res van jou volksgenote bearbei om hulle ook
op daardie vlak te kry. Die verskil is net met wat in ander geloofsgroepe gebeur, ons mag niemand dwing nie. Alles is vrywillig, alles moet gebeur op die tempo waarin die persoon met wie jy kommunikeer, dit vir hom uitgewerk is. Elkeen van ons wat hier sit het 'n ander pad. Ek kan nie vir jou 'n pad voorskryf wat jy moet loop nie. Ek kan vir jou die riglyne gee, maar jy moet self die pad loop. En dit is waarom ons vanoggend hier by Gilgal die afbeelding van dit wat aan Joshua gegee is, 3.500 jaar gelede, het Joshua ook by Gilgal, het hy gekampeer met sy volk, 'n paar miljoen, en hulle het daar die besnydenis toegepas, en die Pasga gehou, en toe het hulle Jerigo ingeval, Jerigo en vele ander stede verower. Ons staan nou op hierdie punt aan die eindtyd. Jerigo is die hele Babyloniese stelsel wat vandag teen ons is. Met sy finansiële aspekte, sy politiese aspekte en veral sy geestelike misleiding. Dit is 'n stad wat verslaan moet word, alvorens die volk Israel in die beloofde land kan inkom. Die beloofde land Kanaan stel die geestelike voor. Dit stel die hemele voor, wat nou op aarde bereik kan word, voordat mens doodgaan. Want dit is 'n belofte wat hy aan die einde van die tyd aan ons gegee het, dat ons wel die volle geestelike eenwording en wedergeboorte sal kan bereik. En dan sal die volk verenig om Yeshua reg oor die wêreld. Maar volgens die profetiese geskrifte van Sefanja en Jesaja en Henog, gaan dit in die suidpunt van Afrika plaasvind, by 'n klein beproefde gehate volk met 'n ligte vel, en wat by sy naam gaan skuilings soek. En dit alles sal jy in daardie 22 lesings kry op die webwerf www.nuweopenbaring.co.za of op YouTube as jy Dogter van Sion inlees in YouTube. Daarom gaan ek nie daarop uitbrei nie. Ek neem aan dat die meeste mense wat hier sit, weet wat is hierdie klipaltaar wat agter ons opgerig is. Gilgal beteken 'n wiel. En ons het 'n opdrag gekry om 'n wiel te dupliseer van 'n waawiel, 'n vooras, 'n voorwaawiel van 'n transportwa. Die ossewa was nog altyd sentraal in ons geloof se embleme. En die ossewa stel geloof voor. Ongelukkig, soos Omsiener ook gesien het, het die ossewa wiele een vir een begin breek en die ossewa het gestruikel. Hier het hy weer vir ons 'n wa opgerig. Elke klip wat daarop is, verteenwoordig 'n huisgesin op die ooreenstemmende speek, wat sy plek afgeseël het in Yeshua se naam, met olie gesalf het en sy klip hier kom anker het. En nou is ons oor die hele land deur die geestelike lig wat uitgestraal word, is ons verbind met mekaar. En nou vir die eerste keer is dit moontlik om die geestelike voorwaarde van die geloftes van Bloedrivier en Paardekraal en dan nou Gilgal na te kom of te vervul. Want nou is ons in die gees met mekaar verbind en veg ons in die gees, want die stryd gaan nie nou met Mausers of R4's of wat ook al geveg word nie.
Die geveg bly nog altyd, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. En hy sal ons wys, en hy sal ons lei, en hy sal ons voorgaan in hierdie stryd wat nou gaan begin, glo ek binnekort. Ek maak nie profeseë van tye nie, want ons ken nie sy tyd nie. En dit is hoekom ek vanoggend dan hierdie skrikwekkende visioen en boodskap van die Allerhoogste aan sy volk, wat nou in vervulling kom, saam met u wil deurwerk. Dis nie deur een van ons gemeente se lede gebring nie, maar is Vader se stem wat in hierdie man gepraat het. En hulle is in Namibië. Maar ek glo dat alles wat daar gaan gebeur ook hier by ons gaan plaasvind. So dink ek dit is baie toepaslik en ek wil begin lees vanmôre aan hierdie visioen. Hierdie was nie 'n mooi droom nie. Ek droom van 'n baie deurmekaar en seergemaakte wêreld. Ek sien mense in die ergste graad van armoede, hongersnood, pestsiektes en allerhande ellendes. Ek sien 'n wêreld sonder geld, buite beheer, wat totaal tot stilstand gekom het. Mense hardloop rond en soek hulp. Ek sien 'n wêreld sonder elektrisiteit, sonder lopende water, sonder brandstof of enige manier van kommunikasie. Ek sien vroue loop en dooie hoenders wat vrek van siektes optel om gaar te maak. Mense verruil enige besittings, hoe waardevol ook al, vir kos en modderwater. Dink jouself maar in, hoe gaan jou eie persoonlike situasie daar uitsien as hierdie goed nie daar is nie? Kommunikasie, brandstof, elektrisiteit, water ensovoorts nie. En besef dat dit kom. Dit staan in al die profete dat aan die eindtyd hierdie geweldige ellendes oor die aarde sal kom. Waardevolle goed soos goud en diamante het geen waarde nie. Dis nie eers 'n beker vuil water werd nie. Mense is vuil en hulle klere is in 'n verskriklike toestand, want daar is geen water nie. Lande is bankrot en munisipaliteite bestaan nie meer nie. Geen water of dienste vir vullis nie. Riole kan nie funksioneer nie. Al water wat daar is poele, reënwater en damme. Wil net iets hier noem, as jy in 'n dorp of 'n stad bly en jy bly in die laagte en daar's huise in die hoogte, weet dat wanneer die riool verstop is, almal se riool by jou toilet sal uitloop. En dit is die gevolg van sisteme wat nie gaan werk nie. Ek sien vroue skep modderwater op en beklei daaroor. Misdaad is op sy ergste graad. Geen besigheid funksioneer meer nie. Mense breek hulle spoghuise af om materiaal te kry om 'n shack op te sit naby water. Boere ploeg en plant nie, want daar is niks diesel nie. Geen saad, geen kunsmis, niks om mee aan te gaan nie. Vuilgoed het die lande oorgroei. Diere vrek by die duisende, want hulle kan nie gespuit word nie. Dit lyk of die oordeele van God die aarde getref het. Dis 'n donker, God-verlate wêreld. Oral pleeg mense selfmoord. Die rykes wat mense mishandel en te nagekom het, pleeg ook selfmoord. Hulle word net so gelos, waar hulle aan bome hang of dood is. Niemand begrawe hulle nie. Ander word net in 'n vlak graf begrawe. Die grafte is oral. Peste en siektes heers onder mens en dier. Dis vreeslik. Ek kan nie naaste beskryf wat ek alles gesien het nie. Dis erger as wat 'n mens kan dink.
Maar in hierdie donker en verskriklike wêreld, en hier kom die hoop gedeelte. Hierdie eerste gedeelte kan jy vir jou indink hoe erg dit moet wees. Maar jy en ek hoef nie daar te wees nie. As ons die geestelike huis in ons gebou het, dan kan ons hierdie verskriklike ellende mis. Kom ons kyk hoe werk dit. Maar in hierdie donker en verskriklike wêreld sien ek oral oor die aarde liggies brand. Ek sien dit eers van ver af en dan al hoe nader. Ek sien dat dit mense is wat so skyn. Dis asof hulle self lig is. Baie belangrik, hulle is self lig. Hulle dra nie 'n lig nie. Oral waar hulle gaan is lig en gebeur daar dinge. Mense word gehelp. Hulle het brood in hulle hande en hulle gee die hongeriges van die brood. Die brood is deel van hulle hande en raak nooit op nie. Wat het hier gebeur? Wat sien hierdie man? Hierdie man sien nou geestelike mense wat een geword het met Vader, wat die bruid is, wat verenig is met die bruidegom. En nou word hulle soos hy. Wat is logies dat 'n bruidegom, Yeshua, nie met iemand sal in die huwelik tree simbolies nou, wat onder sy stand is nie. So hy kan nie met 'n vleeslike mens in die huwelik tree nie. Ook nie met 'n mens wat nog op pad is om sy lewe reg te kry nie. Maar slegs met mense wat alreeds die oorgang bewerk het in hulle self, waar hulle nou absolute geesvervulde werktuie van Vader geword het. En dit noem ons die huwelik. Dit noem ons die eenwording, want op direk na die eenwording in die huwelik vind die wedergeboorte plaas, waar jy nou gebore word uit gees uit. Joshua sê vir Nikodemus, jy moet van bo gebore word, jy moet weer gebore word vanuit die gees, en dan word jy 'n lig. Jy dra nie 'n lig, jy word 'n lig. Jy dra nie brood wat vir jou gebring word nie, jy word brood. Jou hande bly brood uitstuur vir jou volk. Is dit duidelik vir mense? En dit is die toestand wat ons moet bereik. Dit is die geestelike vlak waarin ons moet wees, om een te kan wees met Yeshua Messia. En al klink dit onmoontlik, die skrifte sê dit is moontlik, en hierdie profesie sê dit ook. Ek sien, lees verder, dat die omstandighede wat oor die hele aarde heers, hulle glad nie affekteer nie. So hierdie goed wat ons nou gelees het voorafgaande, affekteer hierdie ligmense glad nie. Hulle het 'n doel en 'n taak om te verrig. Hulle werk nie meer nie, maar help net mense. En dit is geestelike werk, om mense te help. Want dis wat jy aan die ander kant gaan doen ook, wanneer jy sterf. Daar is oneindige geestelike wesens wat vasgevang is in duisternis en skemer, en hulle smag na iemand om hulle te help. Maar hier op aarde smag baie miljoene na hulp, en hulle weet dit nie eers nie. Maar hierdie ligte gaan hulle met hierdie wonderbaarlike kragte wat hulle het, gaan hulle terugruk, soos brandhoute uit die vuur uit. Lees verder. Hulle het kos, water, definitief nie modderwater nie, kan met mekaar kommunikeer in die gees. Is nie selfone en radio's nodig nie.
Hulle voertuie loop sonder brandstof en hulle koskaste bly vol. Hulle is gelukkig en vrolik. Dis asof hulle in beheer is. Vir die mense wat bekend is met die nuwe openbaring, is hierdie nie vreemde konsepte nie. Want soos wat Joshua getrek het tussen dorp en stad, het hy by die gastehuise waar hy aangegaan het hy die spense vol gemaak. Hulle het nie visse in yskaste of vrieskaste aangehou nie, hulle was in dammetjies. Hy het daai dammetjies vol gemaak met vis. Hy het die wynsakke vol met wyn gemaak. Hy het vir hulle, as dit nodig is, kon hy vir hulle enige iets skep wat hulle sou help. Of dit bokke, skape, beeste, of dit 'n beplande gebied is waar hulle kon boer, deur sy mond, sy woord te spreek, het dit ontstaan. Daarom is hierdie goed wat genoem word hier in die laaste paragraaf hieronder, is nie snaaks nie. Want dit is als materiële goed. En materiële goed moet buig onder die mag van die Gees. En daardie mag gaan aan ons gekanaliseer word, aan die bruid. Hulle heers in oorwinning. Baie mense kom na hulle toe, ander haat hulle en probeer om hulle te vervloek en van hulle te steel. Maar as daar 'n ding gesteel word, is daar net weer nog een. Die gesteelde ding verdwyn uit die mens se hand, asof daar nooit so iets was nie. Wonderlike beskerming wat hulle gaan geniet. Toe skrik ek wakker en was baie ontstel. Ek vra toe die Here, wat is die? Die Gees sê toe vir my dat dit is die val van die groot hoer. Vir baie lank waarsku ek die mensdom dat hulle in my wil moet inkom. Ek nooi mense vir baie jare om my deel te word van my liggaam of my bruid, want ek het vir hulle 'n skepingsdoel wat hulle moet uitlewe. En vanaf 1838 bely ons dit, wanneer ons die gelofte aflê, dat ons 'n huis sal stig wat deel is van ons God, Vader Almagtig, wat die oorwinning vir ons op Bloedrivier gegee het. En dit is die huis, dit is die liggaam van Joshua, en elkeen van ons wat hier sit, is 'n ledemaat van daai liggaam. Maar ons het nooit by daai huisbou uitgekom nie. Elkeen het sy eie kerk gebou. Elkeen het sy eie politieke party gebou. Elkeen het gehardloop vir sy eie kaartehuis. Maar die volkshuis het verwaarloos gestaan. Die wêreld en sy sisteme kan vir hulle niks bied nie. Die mens het van die wêreldstelsels 'n afgod gemaak. Hulle aanbid dit en glo dis die waarheid. Dit hou hulle net weg om my in gees en waarheid te dien en te aanbid. Wêreldstelsels is alles wat in jou lewe meer belangrik is as die tyd wat jy spandeer aan Vader se dinge. Maak nie saak of dit jou werk is nie, of dit jou plesier is, en of dit ander emosies is wat nie vanuit Vader is nie. Alles wat af is van God is 'n afgod. Alles wat teen Joshua se leer is afgodies. Dit is hoe die wêreld nou daar uitsien. Ek praat en soebat so lank, en die mens wil nie luister nie. Nou moet ek vir hulle wys, dat alles waarop hulle gebou het, vals was. Dit kan hulle niks bied nie. Ek, Joshua, is die weg, die waarheid en die lewe. In my, deur my en tot my is alle dinge. Mense glo my nie. Dit is tyd dat ek bewys dat ek God is. Die verligte mense wat in beheer is
is my liggaam, my bruid. Hulle wat hulle eie lewe tot die dood toe nie lief gehad het nie. Hulle wat my wil gesoek het en gedoen het. Hulle wat in hulle self gesterf het en nou uit hemelse plekke funksioneer. Net soos wat die koringkorrel wat in die aarde geplaas word, moet sterf wanneer die plantjie bo uitkom, moet jy jou vlees afsterf. Hierdie liggaam met al sy begeertes, behalwe die noodsaaklike om aan die lewe te bly, moet afsterf, sodat hierdie groen plantjie kan groei, en hierdie plantjie dan nou jou geestesmens is, wat een kan word met Yeshua, en wat Yeshua se bruid vorm. Maar dit kan nie gebeur, terwyl as die koringkorreltjie nie afsterf nie. Hulle is in my dood gedoop. Hulle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Die ware wêreld en sy valse hoer kan my bruid nie aanraak nie, want ek leef in haar. Sy is my liggaam. Die Vader het een keer sy kop weggedraai van my af op die kruis, toe ek met alles van die wêreld besmet was. Daardie alles van die wêreld waarmee hy besmet was, is onder andere met elkeen van jou en my wat hier sit se sondes, plus al die ander mense sin van 2000 jaar en daarvoor. Daai besmetting het hy op hom gehad, en die Vader moes sy kop wegdraai. Maar Yeshua sê, hy sal my liggaam, hy sal dit nooit weer doen nie. Hy sal my liggaam nooit weer oorgee om verderwing te sien nie. Omdat hy vir ons 'n ewige lewe en bestaan gekoop het. Nooit weer sal die wat in my is, hoef te sê, my God, waarom het U my verlaat nie? Die Vader het dit een keer gedoen, en dis die laaste keer. Soos ek die skares gevoed het, moet my bruid dit nou doen. Hulle taak is groot. Ek sal hulle beskerm, sodat hulle die oeste kan inbring. Die wêreld sal hulle nie kan aanraak, of geen effek op hulle hê nie. Soos met Daniel se vriende. Ekskuus, dit is hulle wat in die vuur was. Groete in Christus, Gert Du Plessis, Mount Zion Ministries, Henties Bay, Namibië. Nou hierdie profesie is al 23 jaar oud, en dit het nog nie volkome in vervulling gegaan nie. Maar vanaf 2012 het dinge baie slegter geword vir ons. En ons weet, en ons voel dit. Dit is baie naby. Die tyd is nie meer ver nie. Maar nie een van ons weet die dag en die uur nie. Maar ons moet voorbereid wees, want hy kom soos 'n dief in die nag. Wat beteken dat jy voltyds besig moet wees met die oprigting van jou eie huis en met die oprigting van jou volkshuis. Wat ons nou baie riglyne gekry het, en in daai 22 lesings sal julle dit kry, wat die Gilgal gelofte inhou, die beloftes en die verantwoordelikhede, wat ek ook vandag gaan lees, want dit hoort by die Bloedrivier gelofte. Dit is 'n meer spesifiserende gelofte, wat vir jou wat in die gees leef, of in die gees wil leef, riglyne gee, wat dit behels. Onder andere behels dit dat jy jou lewe sal gee vir jou volk. En as jy nie bereid is om vandag daardie gelofte af te lê nie, staan dan en luister net en sê vir Vader in jou hart, ek is nog nie gereed om hierdie gelofte af te lê nie, want ek mag jou nie dwing nie. Maar ek lees dit vandag vir almal teenwoordig, omdat dit in
herinnering gebring moet word en ons nooit daarvan sal vergeet nie. Maar om jou lewe te gee vir jou volk is om elke oomblik van jou lewe vir jou volk te gee. Kan jy jou kar vir jou volk gee, deur dit mense wat behoefte het, kan jy hulle rondry na hulle doelwitte toe? Kan jy jou ekstra kamers in jou huis vir arme mense gee? Is jy bereid om jou volk tot op daai vlak te help? Want is maklik om te sê, ja, hulle kan my maskiet op die veldslag, ek gaan my lewe vir die volk gee. Maar dis nie lewe gee nie. Wel, dis nie al lewe gee nie. Dit is om jouself op te offer vir jou volk. Wat ek sien in ons volk nou baie gebeur, is dat mense nagpatrollies, buurtwagte ensovoorts doen hulle om die ou mense en die weerlose mense te beskerm. Dit is om jou lewe te gee. Om mense te help wat naak, dors, behoefte het aan klere, wat in tronke van kerke vasgevang sit. Dit is om jou lewe te gee. So kom ons gaan verder. In boek 9 word die wederkoms van die meester duidelik vir ons deurgegee. En as daar by jou nog enige twyfel bestaan dat die wederkoms 'n man in die wolke gaan wees wat almal gaan sien reg oor die aarde, wat ek nie weet hoe dit kan gebeur in die fisiese sweer nie. Luister mooi na hierdie woorde, want hierdie koms van Yeshua is direk verbind met die oprigting van die bruid en die eenwording met Yeshua. Ek, Yeshua, sê, ek wil net hier vir my obles, is bietjie warm vanmôre. So dom is jou vraag nie, en jy het die volste reg om te vra wat jy nie weet nie. En ek het natuurlik, ek Yeshua, die reg om jou te antwoord op die manier wat ek vir jou en vir die ander sinvol vind. Maar omdat jy dit nou eers gevra het, sal ek jou antwoord gee. Dus luister. By my tweede wederkoms wat ons nou verwag, sal ek nie weer ergens as 'n kind uit 'n vrou gebore word nie. Want die liggaam bly verheerlik, soos wat ek as gees in ewigheid is, en derhalwe het ek nooit meer 'n tweede liggaam nodig, soos wat jy dit bedoel nie. En dit is wat die ou gedink het, Yeshua gaan weer in 'n tweede keer gebore word. Vers 3, eerstens sal ek onsigbaar kom in die wolke van die hemele, wat soveel wil sê as, of wat dit beteken. Eers sal ek begin om die mense te benader, deur waaragtige sieners, wyses en nuwe opgewekte profete. En in die tyd sal ook vroue profeteer, en jong manne helder drome hê, waardeur hulle my koms vir die mense sal verkondig. En vele sal daarna luister, en hulle lewe verbeter. Maar die wêreld sal hulle as waansinnige fanatikusse uitmaak, en hulle nie glo nie, net soos dit ook by die profete die geval was. Vanmôre het ons 'n gesig van 'n jong man behandel wat hy gesien het in Namibië. Hierdie gedeelte wat ek nou aanhaal en lees, kom uit 'n profeet, 'n Duitse profeet, Jacob Lorber se werke uit, waar die Vader in sy hart gepraat het vir 25 jaar aan mekaar, en hom net kans gegee het om 'n koffietjie te drink, om 'n ete voor te berei en te eet. Dan as hy weer gaan sit, tel hy die pen op en hy gaan aan. Watter ander mens kan so doelgerig en nougeset ons Vader se woorde nagekom het? En tog word hy afgebreek deur baie in die volk.
Ek wil net vir daai toegewydheid kan 'n mens vir hom regtig sê, baie, baie dankie. En die goed wat hy vir ons nagelaat het, is die koms van die Messias. Want wat is die Messias se naam wat algemeen bekend is? Hy is die woord. Die Bybel is nie die woord nie. Dis 'n vals ding wat die kerk vir jou geleer het, dat niks buite die Bybel aanvaar moet word nie, en die Bybel is die woord van God. Johannes 1 vers 1 tot 14 sê, die Seun is die woord van God. In die begin was die woord. Die woord was by God, en die woord was God. 'n paar verse verder, en die woord het onder ons kom woon, en hulle het die woord verwerp. Dit is wat gebeur het 2000 jaar gelede. En nou kom die woord onsigbaar in die gees, en die mens wat nie 'n strewe na die gees het nie, hy wil 'n man in die wolke sien, hy wil alles wat in die Bybel is letterlik vertolk, want vir hom is alles in die letter, terwyl vir ons die letter nie van belang is nie. Die letter huisves die gees, en die lewende gees in die woord is wat ons moet kry. En jy gaan dit nie kry deur studie nie. Jy gaan dit kry deur jouself te omvorm tot liefde. Jou eie innerlike huis reg te kry en jou besig te hou met jou volkshuis. Dan sal jy die innerlike woord kan begin verstaan, en sal dit vir jou so belangrik word, soos wat dit vir ons by Dogter van Sion gemeente belangrik is. So sal ek ook van tyd tot tyd mense opwek, aan wie ek alles wat daar nou tydens my aanwesigheid is, gebeur en gespreek word, via hulle hart in die pen sal gee, wat dan slegs eenmaal geskryf sal word, op 'n spesiale vernuftige manier, wat die mense van die tyd goed sal ken, in die korte tyd van enkele weke en dae, in vele duisende gelykluidende eksemplare vermenigvuldig, en so onder die mense gebring kan word. En aangesien die mense in die tyd bykans algemeen die kuns van lees en skryf sal beheers, sal hulle die nuwe boeke ook self kan lees en begryp. En ons is nou in daardie tyd. Binne sekondes, wanneer ek hierdie lesing op die net sit, is hy beskikbaar op alle uithoeke van die wêreld. Boeke word nou op baie, baie wonderbaarlike maniere gedruk. PDF-leers word op die internet gesit en is net gereed met 'n klik van jou muis. Dan maak jy daai boek oop. Dan kan jy Vader se woorde daar kry. En dit is juis hierdie woorde wat hy nou met hulle praat, waar hy saam met sy studente wandel, is nou vir ons beskikbaar. En ons behandel dit. Daar is 11 boeke daarvan. En ons behandel nou boek 3. Elke oggend kan julle die lesings kry op nuweopenbaring.co.za. Net wag dat hierdie goed verbygaan. Met die manier van versprei, vers 5, sal my leer, wat weer nuut en rein vanuit die hemele gegee word, baie sneller en doeltreffender by alle mense op die hele aarde gebring kan word, as nou deur boodskappers in my naam van mond tot mond. Ons kan ontsettend baie doen met die moderne tegnologie, wat verseker nie 'n goddelike oorsprong het nie, maar so is dit ook, dat Vader juis die negatiewe van die wêreld gebruik tot sy voordeel, en ons kan die internet gebruik om sy woord te verkondig. En dit is baie effektief om te dink hoe ver 'n mens moet ry
om al die mense in die land net te gaan sien, om nie eers te praat van hulle in ander wêrelddele nie. En so kan ons dan hierdie woord maklik vir hulle gee. En op ons webwerf Nuwe Openbaring kan jy al hierdie boeke gratis, deur 'n klik van jou muis, kan jy dit kry en jy kan dit lees in jou eie huis. En daarom is daar nie 'n kerk nodig nie. Ons is 'n geestelike volk, 'n volkshuis, wat nou geestelike aanbiedinge kan ontvang van Yeshua af. Want Yeshua is die woord. En dis wat van belang is die woord en die nakoming van die woord. As die my leer op die manier onder die mense gebring sal word, wat van goeie wil is, en 'n lewende geloof sal hê, en minstens 1/3 van die mense dit sal verneem het, sal ek ook hier en daar persoonlik en liggaamlik sigbaar, in hakies in die verheerlikte geestelike liggaam, vers 2, tot diegene kom, wat my die meeste lief het, en die grootste verlange na my wederkoms, en ook die volle en gelewende geloof daarvoor sal hê. Ek sal self gemeentes uit hulle vorm, waarteen geen wêreldse mag meer verset en weerstand sal kan bied nie. Want ek sal hulle leer aanvoerder, en hulle ewig oorwinnelike held wees, en alle dooie en blinde wêreldse mense oordeel. Nou wat hy hier bedoel is met betrekking tot hierdie woorde wat hy gaan bring, wat ons nou noem die Nuwe Openbaring, wat sy woord is vanuit die hemele. En so sal ek Yeshua die aarde van haar ou vuil reinig. In Johannes 12 sê Yeshua, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie. Ek het gekom om die wêreld te red. Maar die woord wat ek gespreek het, sal julle red op die laaste dag. So die woord wat Yeshua gespreek het, is dit wat jou oordeel. As jy daarna luister, dan gaan jy al die ewige voordele kry. As jy nie daarna luister nie, gaan jou deel wees soos in hierdie voorafgaande profesie, wat hierdie man gesien het, hoe lyk dit in die wêreld. Dis so eenvoudig soos dit. Is niks meer nie en daar's niks minder nie. En ons moet dit begin glo. En ons moet hierdie woorde aangryp. Want daar's baie dinge in daai woorde wat nie in die Bybel is nie. Die Bybel is die geraamte van Yeshua se liggaam. En hulle kon nooit daai bene breek nie, nie eers aan die kruis nie. Maar hierdie woorde wat ons nou lees in die Nuwe Openbarings en die goed wat na ons toe kom deur ons boerevolk se profete en profetesse, dit is alles die vleis en die seënings en die gees van hierdie dooie beendere. Want die beendere lê dood terwyl die mense net die Bybel lees in die letter. Maar eers wanneer hulle die gees besef, dan word hulle lewende werktuie vir Yeshua. Dan word ons Yeshua se woord op aarde. En sal ons waardige bruidsmense vir hom wees. Maar in die land, ten tye van die nuwe sieners en profete, sal daar egter groot ellende en nood onder die mense wees, soos wat daar op hierdie aarde nog nooit gewees het nie. Dink maar oor die afgelope tye se verskriklike oordeele oor die aarde wat net al hoe erger word. Maar vanweë my uitverkorenes in die tyd, sal dit maar 'n kort tyd duur, sodat hulle saligwording geen skade sal ly nie. Ons is sy uitverkorenes. Hy het ons uitverkies. Hierdie volk is die enigste moderne volk, westerse volk, wat 'n gelofte met God aangegaan het.
en wat nou nog in 2025 hierdie gelofte nakom. Maar sê hy, in die land waar ek nou al as 'n misdadiger van die een dorp na die ander deur die Judeërs van die tempel agtervolg word, en wat in die tyd deur duistere heidene vertrap word, sal ek persoonlik nie weer soos eers optree, onderrig en die swakkes troos nie. So hy kom nie Israel toe, die moderne Israel kan vergeet. Hier sê ek kom nie daarna toe nie. So daai tempel wat hulle vir hom gaan bou, is vir iemand anders. Eerstens woon hy nie in tempels nie, en tweedens gaan hy nie daai landstreek terug nie. Maar in die lande van 'n ander wêrelddeel, wat nou deur heidene bewoon word, sal ek 'n nuwe ryk stig, 'n ryk van vrede, van eendrag, van liefde en van voortdurende lewende geloof. Vrees vir die dood van die liggaam sal nie meer bestaan onder die mense wat in my lig wandel nie, en steeds in verbinding sal staan met die engele van die hemel, en met hulle sal omgaan nie. Hier het jy nou 'n egte antwoord op jou vraag. Dis dan die einde van hierdie aanhaling in Johannes, die groot Johannes Evangelie boek 9, wat vir ons dan duidelik sê, en hy gaan voort, dit gaan oor na Europa toe, na Amerikas toe, Kanada toe, en dan uiteindelik hierdie volkie wat in Europa vir sy geloof gevlug het, wat dan volgens Sefanja 3 en Jesaja 18 en Henog 77 hier aan die suidpunt van Afrika, wat nog deur heidene bewoon was 2000 jaar gelede, hier gaan ons sy ryk oprig, en hier is ons vanoggend besig om aan hierdie ryk te werk. En ek wil graag Sefanja die toepaslike gedeeltes lees, want so is die skrif, hoe meer ander geestelike kennis jy bybring, hoe opender of hoe meer oop gaan die woord wat jy eens net in die letter gelees het. Sefanja 3 vers 8 sê, daarom verwag my, spreek Jahwe, op die dag wat ek my gereed maak vir die byt, dit is die eindtyd, want hy is my reg om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloeiende vuur van my brandende woede, want die ganse aarde sal deur die vuur van my jaloersheid verteer word, want dan sal ek aan die volke suiwer lippe toebring, sodat hulle almal die naam van Jahwe hard sal uitroep, en hom met eenparigheid sal dien. En dit sluit in hier, dat die nuwe openbaring aan ons gegee sal word, sodat wanneer ons sal spreek, ons suiwer lippe sal hê, en net Yeshua se woord op ons mond sal hê. Van oorkante die riviere van Kush, of Ethiopië, vandaan sal my blye aanbidders, die dogter van my verstrooide, my bydra bring. Die profeet staan in die noorde, oorkant Ethiopië beteken aan die suide. En as jy verder gaan lees in Jesaja 18, sal jy sien, hy praat van 'n verdrukte, 'n gehate en 'n blanke volk. So dit is nie die Ethiopiërs nie. Vandag is daar ons baie stories dat die hele godsdienst het ontstaan in Ethiopië, en Christus is swart. Maar almal wat hierdie vals leer aanhang, sal ook nog die kans kry om deur daardie Messias dan nou sogenaamd gered te word. Hy sê, ons sal 'n bydra bring. Wat se bydra kan ek en jy vir die Vader bring wat hy nie alreeds vir ons gegee het nie? Niks. Ek kan niks aan dink wat ek vir hom kan gee nie, behalwe die liefde in my hart vir hom en die liefde in my hart vir my naaste wat nood ly. Dis die bydra, en dis die enigste bydra. Formele
Bydraes van geloftes en al die dinge wat nie in die hart is nie, beteken niks. Bydraes wat jy in die kerk gee, beteken niks. 'n sarkofaag wat 'n sondig op 'n altaar sit eenmal 'n jaar, beteken niks. Want wat het dit te doen met die redding van die siel? Dis elke keer die maatstaf wat ons moet gebruik. Hoe help dit die volk? Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou wrede dade waarmee jy teen my gerebelleer het nie. Want dan sal ek uit jou midde wegruim die wat in jou triomfantlik in hulle hatigheid opgestaan het. En jy sal jou nie meer arrogant gedra in die berg van my apartheid nie. Die berg van sy apartheid of heiligheid is in jou en my. Dit is die geestelike berg wat ons moet klim, om uiteindelik geestelike wesens te word. Word ook genoem die berg van Sion. Ek sal tussen jou laat oorbly, 'n beproefde en 'n behoeftige volk, wat in die naam van Jahwe skuilings soek. Die oorblyfsel van Israel sal nie wetteloos optree nie, en sal geen leentaal spreek nie. En in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en sonder vrees uitgestrek lê. Sing met blydskap, dogter van Sion. Skreeu, o Israel, verheug jou, verhef lofsang uit die hele hart, o dogter van Jerusalem. Jahwe het jou oordeele weggewys. Hy het jou vyand uit jou weggeruim. Die koning van Israel, Jahwe, is by jou. En jy sal geen besoedelde meer sien nie. Wat beteken die woorde? Jou koning is by jou. Anderstens, as die wederkoms. Presies op die manier wat hy dit hierbo gesê het, ek sal nie in 'n tweede liggaam kom nie. Ek sal onsigbaar kom deur die woord wat waaragtige sieners, wysers en nuwe opgewekte profete sal bring. En drome en gesigte wat mense sal, jongmanne sal profeteer en helde drome hê. Dis hoe hy nou in hierdie tyd na ons toe moet gaan kom. En ons moet versigtig wees om dit nie weg te wys nie. Maar ons moet ook onthou, Satan is ook daar, met presies dieselfde. Woorde wat hy sê die waarheid is, ek sien deesdae kort grawe hulle weer 'n ou boek op. Nou is dis Joshua se woorde, hierdie is die goed wat so lank verborge was. Jy kan meeste van daai goed nie vertrou nie, want die Rooms-Katoliek wat dit vir jou bring, het geen eerbaarheid ten opsigte van Joshua nie. En daarom is hierdie woorde wat hy sê, wat ek nuut vanuit die en rein weer vanuit die hemel vir jou sal gee, veel belangriker. Want daar is net een man wat jy moet beoordeel, en dit is die knegt wat die woorde in sy hart gekry het. Maar as jy met hierdie mense se opgegraafde, verborge boeke te doen het, weet jy wie het hulle in die grafkelders oorgeskryf, wie het hulle verkeerd oorvertaal en al die ander dinge nie. Want ons ongelukkig ken nie meer die ou oorspronklike tale nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap word nie. Jahwe jou Elohei is by jou. Hy is magtig, hy sal jou verlos. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy is stil in sy liefde. Hy sal juig oor jou met blydskap. Hy vergader die wat bedroef is. Ver weg van die fees versamel ek. Hulle hoort by jou. Die smaad druk swaar op hulle. So daar gaan 'n versameling plaasvind. En ons weet nou dat dit in Suid-Afrika is, hierdie gedeelte sê dit.
oor kan die riviere van Kus. En Yeshua gaan by ons wees. En hy is nou by ons in die woord, as die woord. En hy beloof, hy gaan nog versekerde oogappel gemeentes, gaan hy homself sigbaar vir ons bekend maak. So daar is nie 'n twyfel dat hy gaan kom aan die einde van die tyd na 'n plek suid van die riviere van Kus nie. Maar dan sê hy, ek versamel die wat ver van die fees is, ook met my, saam, op die plek waar ek is. Hoe dit gaan gebeur, kan ons net bespiegel, of dit 'n geestelike versameling is, soos ons almal wat vanoggend hier is, wat deel van die Gilgal wiel is, maar wat van alle dele oor die land hier by mekaar is. Ek weet nie of dit so gaan wees nie. Ek weet nie of hy hulle bonatuurlik hiernatoe sal bring nie, maar daar gaan 'n versameling plaasvind. En hierdie vers bevestig dit. In die tyd sal ek handel met al die wat jou verdruk het, en die wat geboe is sal ek red, en die wat verjaag is versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lofprysing, en tot 'n beroeming in die aarde waar hulle tot skande gemaak was. In hierdie land waar ons tot skande gemaak was, waar ons as 'n autonome volk onder die gesag van die Hemelse Vader, onder leiding van Yeshua se woord geleef het, gelukkig, vreedsaam, het ons die mag oorgegee, weggegee aan 'n godlosende, blanke, hatende volk van barbare. En hy sê, hy sal hulle wegvat oor ons. En selfs al hierdie klomp vals dominees, en pastore, en politieke leiers, wat ons haat, ons wat die gelofte aflê, ons wat 'n vereniging en 'n eenwording soek met Yeshua, hulle gaan weggevat word. Hierdie woorde het hy gespreek, en hierdie woorde sal in vervulling gaan. En in die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle uit ballingskap bring, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle uit gevangenskap laat terugkeer. Einde van Sefanja 3. Wat 'n wonderlike belofte, dat wanneer al hierdie dinge in vervulling gegaan het, dan vat hy ons weg van hierdie aarde af, net voor die finale vernietiging van hierdie aarde. En daar sal ons 'n tyd lank vertoef. Ons sal alles sien wat op die aarde gebeur met die goddelose. En dan sal hy hierdie aarde se oppervlak toelaat dat hulle alles vernietig. En tog sal hy in 'n baie kort tyd die oppervlak van die aarde weer eens herskep tot 'n nuwe skepping, wat hy sê die oog nog nooit gesien het en wat die oor nog nooit van gehoor het nie. En waar die ergste woestyn toestand op hierdie nuwe aarde mooier sal wees as die mooiste paradys wat jy al op hierdie aarde by was. En ek dink aan die baie mooi plekke op ons aarde, in Oos-Transvaal, in die Suid-Kaap. So ons weet nie eintlik presies wat vir ons voorlê nie. Maar alles begin by jou innerlike, wat jy nou moet kry om een te word met Vader. Jou kerkbywoning tel niks. Selfs jou bywoning in die Dogter van Sion se lesings tel niks. As jy nie gaan omvorm nie, lê jy hierdie gelofte maar net met jou lippe af, terwyl jou hart ver van hom is. Ons gaan nou voort tot die aflegging van die gelofte. Ons is te veel mense hier. Ek vra dat ons almal die gelofte saam in ons hart sal lees, en miskien die regterhand sal optel wanneer jy die gelofte lees, en dan sal ek voortgaan om die Gilgal gelofte af te lê, en
As jy hom nog nie ken nie, neem net kennis, maar moenie jou regterhand opsteek nie. Want as jy jou regterhand opsteek, dan moet jy dit nakom. Maar voordat ons hierdie geloftes gaan lees, gaan ek vra dat ons net lekker saam sing, en vra net die orkes, en ons sing dan die lied van Jong Suid-Afrika. Ja, hy sing. Goed, dan sluit ons af vir die sang, die volgende liedjie. Ek het maar liedjies gekies wat baie van toepassing is op ons huis wat ons bou. Die eerste liedjie was Die Rots,
waarop hy ons plaas en na stille waters bring. Die volgende lied, die lied van Nuus of die Jong Suid-Afrika, dit lê voor ons. Hy het nog nie gekom nie. Want as gevolg van die eed wat ons afgelê het, die gelofte, sal ons hierdie land inneem. En dit is basies hoekom ons hom ook sing vandag. En dan die laaste ene is die bou van jou huis op die rots. Sing maar saam, ons mense ken hom al redelik goed. En dit gaan ook oor hierdie innerlike huis wat ons moet bou. 1, 2. As die storms van die lewe in jou aankom, alles sal met je luister van, is staan erbij. Joshua sê sy woorde doen, jy allemaal uit. En sy woorde sal staan erbij altyd. Bou jou huis op die rots, dis die woord van jou. Jy sal staande bly, terwyl ander val. Bou jou huis op die rots, dis die woord van jou. Jy sal staande bly, al woed die storm so fel. As die hartseer en die trane goes verdwijnen, is daar iemand wat jou hart begrip verstaan. Joshua is de som voor alles wat jou aangaat. Waar hy bou jou huis op die rots, dis die woord van jou. Jy sal staande bly, terwyl ander val. Bou jou huis op die rots, dis die woord van jou. Jy sal staande bly, al hoe die storm so fel. Ek vra dan net voor ons die gelofte lees, dat die 4 hoekblasers vir ons gaan blaas asseblief. Is daar mense wat hulle klip vandag wil hê hier op die Gilgal wiel wat hulle huise afgeseel het? Ek weet daar's een man. Ek dink jy kan na vore toe kom. Daar 'n blaser op elke hoek. Ek wil net 4 blasers hê. Karen dan normaal 12 blaase. Julle kan maar sit weer, hoor. Ekskuus.
Sit maar. Ek vra dan dat ons almal sal staan vir die aflegging van die gelofte. As die gelofte tot jou spreek, lig jou regterhand op en lê hierdie gelofte saam af met ons. Die 1838 gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Baie dankie. Dan, ons gou-gou gelofte, gaan ek dan net vir ons deurlees, en ons vra dat elkeen in die hart sal volg, en wanneer ons die gelofte aflê, die wat hierdie gelofte hulle eie gemaak het, ook dan net hulle hande sal oplig. En ons kan dit ook weer saam lees. Die nuwe gelofte gegee op 28 Oktober 2008 en wat ook op 15 Julie 2017 vrywillig vir 7 dae afgelê was by Dogter van Sion gemeente te Kameeldrift 225 Pretoria. Nou 16 Desember 2025. En wat hierdie gelofte uniek maak is dat hy gedikteer is vanuit die hemele na die mens toe. Al die ander geloftes het die mens geïnspireer deur sy gees spontaan tot 'n gelofte gekom. Vader sê, my lieveling kinders, hoor die stem van julle Vader. Ek die Heilige, die Ewige spreek. Julle gelofte sal julle doen ter bevryding van julle volk, omdat ek julle gekies het as tussenpersone, as middelaars en verteenwoordigers van my volk. Ek wil julle gebruik ter verlossing van die reine en onreine wat nog te red is in my mense. Ek is Sion se man. Sion is my bruid en ek sal myself bekend maak in haar. Julle gelofte en klipstapel sal die simboliek wees vir die oprigting van die pilaar in my volk ter bevryding van haar. Ek sê, wees geseënd in my aarde, want ek het julle vrygekoop en daarom woon julle in haar. Wees geseënd terwyl ek, die leeu van Juda, langs julle loop en julle dade betrag. Wees geseënd met my krag en autoriteit, om die bose te kan bind, om my volk te kan red. Ek sal my gelofte met julle sluit, ter wille van julle volk, want omdat opregtes in my volk is, daarom sal ek hulle spaar, maar reinig. Ek sal reiniging bring vir die wat nog skoon kan kom. Tweede deel van hierdie gelofte is die verbond. My verbond met julle is die volgende. Ek as Vader van alles, rig my verbond op met die geseëndes in liefdeskrag. My reine blom, wat hart nie voor Baal gebuig het nie. Julle is my pilaar, my vesting vir my volk. Julle sal julle lewens aflê vir hulle wie my moet dien in die woestyn. Julle sal hulle uitlei en bring in die land Kanaan, as julle my take noukeurig sal opvolg. Ek wil hê dat julle monument vir ewig sal staan, en so is my ewige verbond met julle gesluit, om vir julle 'n man te wees, en julle saam met julle susters Juda en Israel,
my ewige bruid, wie ek sal verlos in die nag wat kom, en wat alreeds saamgepak het oor julle, my lig op aarde. Dit is my verbond, verlossing. Die derde deel is die gelofte. En ek vra dat ons dit nou in ons harte aflê, die wat dit vrywillig sal doen. Julle gelofte is as volg: Onse El, onse Vader, ons ewige man, vir wie ons meester en vir ons volk, voor u en u skare van engele in die hemel en op aarde, maak ons die gelofte, dat ons u huis sal bou, die vesting vir die dogter van Sion, ons en ons vaders, die vaders van hemel en aarde staan as een, met een hart, deur u verenig, om u liefde en u barmhartigheid te bring, tot diegene wat lewe van hart en wese voor u mag staan. Ons bring ons lewens as eersgeborenes uit u lewe, en offer dit aan u, ons maker en ons man, sodat u kinders en naamgenote hulle skuiling en ewige verweer sal vind in die huis deur u gestig. Neem ons lewens as offer, sodat ons mag terugkeer na ons bron, sodat u naam geheilig mag word en u ewige apartheid mag heers in ons in die ewigheid. U naam ter ere. Amen. Dis dan die aflegging van die gelofte. En ek gaan net nog een ding doen. Ons gaan nog 'n persone se klip opsit. En dan sal ek afsluit met gebed en dan kan ons die seën uitspreek. Ons is te veel mense om nou te probeer met al hierdie stoele om 'n sirkel te vorm. Ons bind ons hande in die gees aan mekaar en ons spreek dan die seën uit oor ons volk. Waar is jou blyke? Hallo weg. Okay, dis daai. Ja, dis oos. Precies, wat is 3? Ja, daar is wat, daar. Dan sit jou klip hier neer. Nie meer geplek. Erna, het jy olie? Nee. Hoe kan ek dit nou verkry? Okay, ek sal gou gaan haal. Dan sien ek gou vir Otto, waar is die olie? Stil, papa. Stil. Dankie ons hemelse Vader vir Mario Lotter en sy gesinnetjie wat hy nou sy klip verseël het by sy plaas, by sy eiendom en dat hy nou verbind is met ons hier by die Gilgalwiel. Ons loof en prys U vir die geestelike huis wat U opgerig het in Suid-Afrika. Ons vra Vader dat alle seëninge van die sentrum ook na hom sal vloei en daar nou 'n geestesligband sal bestaan in U naam wat hom al die voordele sal gee en Vader die wysheid sal vloei in en uit hom
daar waar hy nou op hierdie geseelde gebied gewoon. Ons dank U, ons loof en prys U tot in alle ewigheid. Amen. Ons vra almal om beide hande op te lig, dan gaan ons voort met die seën. Wees geseënd in die aarde deur my bloed gekoop. Wees geseënd terwyl die leeu aan julle sy loop. Wees geseënd as 'n ootmoed die wiel draai en die arend se gesang uitreis oor die kraai. Edel is die volk deur my hand uitverkies. Edel is die hart wat liefde verkies. Edel is die man wat hart aan hande bind en die kind wat opgroei net deur my bloed verbind. Ek die begin en einde hiervan spreek. Geseënd is die siel waarin my brood nou breek. Amen. Staan net so vir die afsluitingsgebed. Dankie ons dierbare Vader vir elkeen wat sy weg oopgesien het om vandag hier te wees. Seën ons, seën die voedsel wat ons nou gaan gebruik aan ons liggaam en ons siel. Seën elkeen wat moet terugry huis toe. Wees vir hulle 'n beskermende lig en krag op die pad. En mag Vader U woorde ingang vind in harte wat na U soek. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Amen.